Gemeente, kom ons sing vooraf lied 334, al 4 die verse. In die bediening van God se woord vanoggend uit Efesiërs uit, het gaan dit daaroor dat jy die waarheid altyd in liefde moet bedien. En hier staan dit ook wat die inhoud van hierdie liefde van God is, dat hy ons so lief gehad het, dat hy Christus gestuur het, en dan is in die 4de vers wat ons ook sê, dat ons hierdie liefde wat God vir ons gegee het, dat ons dit ook moet uitleef. En dit is die belangrike wat ons uit die Efesiër brief van Paulus ook die afgelope Sondag gehoor het, dat ons die gesindheid wat Christus vir ons gehad het, dat ons daai selfde gesindheid ook vir die wêreld sal wys. Lied 334, al 4 die verse. Kom ons raak stil voor die Here. Die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 98, die kloeteberuiming, verse 1 en 3. Sing van die dade van die Here. Kom sing vir hom 'n nuwe lied. Sing van sy wonders soveel kere. Groot dinge het deur hom geskied. Die nasies weet, hy is almagtig. Sy dade is aan hul vertel. Die wêreld weet, sy trou is kragtig. Sy liefde is vir Israel. Verse 1 en 3, Psalm 98, en dan bely ons geloof.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die wet van die Here, wat ons elke Sondag na luister, uit Eksodus 20, is God se riglyn vir ons uitlewing van hierdie liefde wat God in Christus vir ons gewys het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord uit Psalm 130, die 2de en die 4de vers. Hierdie psalm ook, die digter wat, as hy hom in die lig van God se woord bekyk, dan besef hy dat hy diep geval het. Maar die hoop, die verlossingshoop, lê in Jesus Christus. En dit is wat ons ook elke Sondag mag bely, dat ons in Christus verlostes is. Psalm 130, die 2de en die 4de vers, en daarna gee ons geleentheid vir 2 lidmate om belydenis van hulle geloof af te lê. Oh
Ek vra nou vir Isabel en vir Annelies om na vore te kom en op die vrae te antwoord. Julle moet hier voor my kom staan, ek wil julle in die oë kyk. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet ons verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie twee susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. En daarom word nou aan elkeen van hulle afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Isabel, Annelies, julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. In die eerste plek, glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? In die tweede plek, glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore, en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely jy dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God is en die volkomme leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk en in die kerk hier geleer word. In die vierde plek, is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek en so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. In die vyfde plek, beloof jy terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek, jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe jou misgaan. Isabel Adamson, wat is jou antwoord? Annelies van Vuren, wat is jou antwoord? Waar julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat hy in die doop verseël is, aanvaar het, wek ons julle op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondvis, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers en as hier grootouers is, ook om na vore te kom, saam die kinders hier te kom staan, sodat ons hulle die seënbede van Psalm 20, verse 1, 2 en 4 kan toesing. Ouers en as grootouers hier is, om saam te kom en hier te kom staan by hulle kinders.
Julle so by mekaar staan en net na die gemeente toe kyk. Gemeente, kom ons sing saam, Psalm 20, verse 1, 2 en 4, as seënbede vir die gesinne. Isabel, Annelies, ons gee vir julle hierdie Bybel. Nie dat julle nie Bybels het nie, maar net dat julle besef dat dit wat ons vandag hier beleef, dat God getrou is aan sy verbond, dat julle beloof het om die kinders toe te rus, op te voed, en dat hulle nou hier is. Moenie hulle asseblief. Dat julle kan voortgaan met hierdie, en voorin het ek ook geskryf, in Psalm 119 staan daar, hoe kan 'n jong mens sy pad skoon hou, deur om te hou aan die woord. Prediker 12 vers 1 sê, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Mag julle dit beleef en vashou aan dit wat julle beloof het. Baie sterkte. Geluk ouers, ek stap met julle ook 'n ver pad. Nee, los dit. Okay. Voordat ons saam lees uit God se woord, kom ons sing Psalm 68, die 8ste en die 9de vers. Is belangrik ook hierdie gedeelte, broeders en susters, dat in hierdie verse word daar gesê dat God krygsgevangenes, dat hy die oorwinning behaal het en dat hy krygsgevangenes saamgevat het en dat hy geskenke uitgedeel het. En ons sal verder in Efesiërs, wanneer ons dit vanoggend lees, ook 'n terugverwysing na hierdie gedeelte in Psalm 68 hê. Psalm 68, die 8ste en die 9de vers.
Kom ons lees saam uit Paulus se brief aan die Efesiërs, hoofstuk 4, vanaf vers 7. Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 7. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Verse 12 en 13. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Broeders en susters, in Efesiërs, wat ons die vorige Sondag gelees het, kry ons die opdrag om waardig die roeping te leef waartoe God ons geroep het. In die Efesiërs, die eerste 3 hoofstukke, het Paulus beskryf tot watter status God ons verhef het, wat hy ons gemaak het, die nuwe identiteit wat hy ons gegee het. En nou kom Paulus in die hoofstuk 4 en verder en hy sê, maar hierdie roeping, hierdie identiteit wat God ons gegee het, moet nou ons leefstyl moet nou beantwoord aan hierdie identiteit. Ons moet met ander woorde daarna streef om die eenheid wat God tussen gelowiges bewerk het. En dit het hom baie gekos om hierdie eenheid te bewerk, want Satan het met die sondeval alles verhoudinge verbrokkel en stikkend gemaak. En dit het Christus se lewe gekos om hierdie verhouding weer te herstel, om hierdie eenheid weer tussen gelowiges te bring, en ons het dit vanoggend saam bely. En ons opdrag is, bewaar dit, beskerm dit. Dis nie iets wat jy nog moet kry nie, dit is reeds daar. Maar dit is 'n proses wat aan die gang gesit moet word en moet groei. Daarom bid Christus ook in Johannes 17, dat hierdie eenheid beskerm moet word, dat hierdie eenheid in die wêreld sigbaar moet word. Want ons verhoudinge onder mekaar, broeders en susters, wys heen na die eenheid wat daar tussen die 3 eenheid is. Dit moet 'n demonstrasie wees van die 3 eenheid, van dat God, Vader, Seun en Heilige Gees een is. Dis wat die eenheid tussen ons heen na moet wys. En dit is moeilike tyd waarin ons leef, geliefdes, om hierdie eenheid te handhaaf. Openbaring 12 lees ons, dat die duiwel het nie meer toegang tot die hemel nie, hy is uitgewerp uit die hemel. En dan staan daar, wee die aardbewoners, want die duiwel het na julle neergedaal met 'n ontsettende woede.
En die duiwel weet sy tyd word al minder en daarom werp hy alles in die stryd om spanninge, verbrokkelinge van die eenheid te bewerk. Hy wil nie hê dat gelowiges onderling verbind is in 'n liefdesgemeenskap nie. En ons sien dit ook in die kerke selfs, geliefdes. Die wêreld is in 'n greep van losbandigheid. Die wêreld het die kerk ingekom. Teoloë wat verskil oor die gesag van die woord, wat die woord begin bevraagteken. Die fokus is nie meer Christus die hoof van die kerk nie, maar dit is deesdae gefokus op eie mensgemaakte reëls. Vandat menseregte ingetree het, is dit die mensereg om te bepaal hoe hy wil aanbid en hoe hy 'n kerk wil hê en wat hy daarvan verwag. Ons het sopas bely, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ons het sopas saam met Isabel en Annelies weer die herinnering gekry van wat dit beteken om ons gawes in die gemeente van Christus uit te leef en te werk aan die eenheid. Kom ek lees dit weer vir ons. Beloof jy, Isabel, Annelies, elke ander lidmaat wat in hierdie oggend in die erediens is en wat ook inluister, beloof jy terwyl die volle gemeenskap nou vir jou ontsluit word om as lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig, let op die woord, ywerig, entoesiasties, opgewonde, toegewyd, te soek. In die tweede plek, jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend. En ons almal het soos hulle twee vanoggend ja gesê. En broeders en susters, is dit so? Is dit werklike tekens? Is dit werklike hartsgesindheid wat daar in ons is? Of is dit dalk ook net leë demonstrasies? Wat doen ek as gelowige, wat ook my geloof bely het? Wat doen ek om hierdie eenheid wat God bewerk het deur die soendood van Jesus Christus en wat hy deur die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het in stand hou? Wat doen ek om dit in stand te hou? Om dit te bewerk, om dit te beskerm en ook te groei? Dis nie maar omdat ek nou bely het, is ewe skielik alles reg nie. Die duiwel is werksaam om hierdie eenheid te keer, en wat doen ek om te keer dat hierdie eenheid nie verbrokkel word nie? Want dit kan gehandhaaf word, geliefdes. Want God gee vir ons die boumateriaal om hierdie bouwerk te doen. Om werklik eenheid te handhaaf is 'n groeiproses. Die gemeente moet groei tot geestelike volwassenheid. Dis wat in vers 13 ons teksgedeelte staan. En Christus gee vir ons hierdie boumateriaal. In sy almag gee hy gawes wat hy wil en hoeveel hy wil aan wie hy wil. In verse 8 tot 10 haal Paulus uit Psalm 68 vers 18 aan. God het vanuit die hemel neergedaal en hy het Satan, die dood, die sonde oorwin. Hy het hulle as krygsgevangenes gevat, maar daarmee saam het hy ook gawes, geskenke uitgedeel. Christus het die oorwinning behaal, geliefdes. Ons doodsvyande, die Satan, die dood en die sonde is oorwin. In Christus is ons oorwinnaars. En ons sien dit in God se verbondstrou. Ons sien dit in die aflegging van belydenis van geloof, dat ouers wat 'n klein babietjie ten doop gehou het en God beloftes gemaak het, dat God ook getrou bly en hierdie kinders begelei om dan by hierdie punt te kom om hulle geloof in Christus te bely. Christus deel gawes uit aan elke gelowige.
Daar is nie een gelowige, broeders, wat kan sê, ek het nie 'n gawe nie. Elkeen is toegerus met 'n besondere gawe in diens van die kerk van Jesus Christus. God het 'n spesifieke plek vir elkeen van ons in hierdie bouproses. Ons is 'n belangrike liggaamsdeel. Geen liggaamsdeel in 'n liggaam kan sê ek het nie die ander nodig nie. Om as 'n gesonde liggaam te funksioneer, moet alle organe, alle dele van jou liggaam betrokke wees. En daar is 'n verskeidenheid van gawes. Ons is nie eeners nie, geliefdes. Want dan is ons nie 'n liggaam nie. Geliefdes, die gawe wat ek dus besit, moet tot diens en tot eenheid van die kerk aangewend word. Jy moet intens betrokke wees in die opbou, want dis wat ons beloof het. Ons het dit weer gehoor, gewillig en toegewyd moet ons betrokke raak in hierdie opbou. As daar een lidmaat nie die gawe wat God hom mee toegerus het, betrokke is nie, geliefdes, dan beteken dit dat hierdie liggaam van Jesus Christus gebreklik is. Dat hy nie ten volle kan funksioneer nie. Dat hy nie volle beantwoord aan die doel waarvoor Christus hierdie spesifieke liggaam hier geplaas het nie. En tog is daar maar dikwels twyfel, onsekerheid. Hierdie verwarring en twyfel veroorsaak, geliefdes, dat ons soms rondval, dat ons soos kinders onstabiel is, dat daar maklik verleidelike idees en gedagtes in ons na vore kom oor wat dit beteken om deel van die gemeente te wees. Ons word so maklik meegesleer deur allerlei dwalinge, waar mense buite die kerk, dit wat God beplan het, met hulle eie aanbiddinge wil gaan, op hulle eie manier kerk wil wees, terwyl God in sy woord baie duidelik is hoe 'n kerk daar moet wees, 'n liggaam, 'n gebou. Ons hoort by mekaar, jy kan nie maar elkeen op sy eie 'n kerkie wil wees nie. Daarom is daar ook besondere dienste, predikante, ouderlinge en diakens. En broeders en susters, besondere dienste roep God om, en die doel daarvan is om toe te rus, om op te bou, om hulle te voed met die waarhede van God se woord, sodat daar groei kan wees. Die vraag is, broeders en susters, wat se moeite doen ons, wat se insette lewer ons om in hierdie groeiproses betrokke te raak, om te groei? Is daar by die ouderlinge wat nou gaan huisbesoek doen? Broeders, as jy gaan huisbesoek doen, is jy besig om die gesin toe te rus uit God se woord, sodat daar 'n groei kan wees? Of is dit net 'n kuier? Diakens, die onderlinge liefdesgemeenskap, is jy betrokke in daardie opbou van die onderlinge liefdesgemeenskap, sodat die eenheid beskerm kan word deur die liefde van Christus? Predikant, is jy besig om deur die woordbediening mense in hulle verhouding met God sterker te laat hulle in hulle kennis van wie God is kan groei? Want geliefdes, ons wêreld is vol kennis. Jy kan maar oral op sosiale media en al die plekke kan jy inskakel en jy kry wêreldse dinge. Maar ons volk is besig om ten gronde te gaan weens 'n gebrek aan kennis van wie God is. En dit is hoekom ons verward is. Dis hoekom ons twyfel. Dis hoekom ons onseker is en rondval. En daar allerhande kerkies ontstaan omdat mense nie meer weet waar is vastigheid nie. En omdat ons as kerke ook nie meer sê, so sê die Here, Here nie. Broeders en susters, om te groei in hierdie eenheid, in hierdie groeiproses betrokke te wees, moet ons die waarheid in liefde betrag. Ons moet groei na Christus toe. En hierdie groei na Christus toe beteken deur in liefde by die waarheid te bly. Dis 'n baie belangrike balans wat gehandhaaf moet word. Liefde sonder waarheid is hopeloos. Want terwille van broederliefde en naaste liefde word die kernwaarheid van die evangelie prysgegee.
Terwille van liefde moet ons maar toegeeflik wees, moet ons akkommoderend wees. Ons moet nie te veel te hard oordeel nie, want God is 'n God van liefde. Ons moet maar toegeeflik wees. Dis nie liefde nie, broeders en susters. Die liefde van God sien ons aan die kruis. Barmhartigheid en regverdigheid kom saam aan die kruis. God se liefde word geopenbaar deurdat hy regverdig is, dat hy oordeel, dat hy straf, dat hy laat betaal, maar ook sy barmhartigheid, dat hy daarmee sondaars liefhet en dat hy terwille van die sondaar terugkom. Maar aan die ander kant, broeders en susters, waarheid sonder liefde is gevaarlik. Baie gelowiges is sulke liefdelose handhawers van die waarheid, dat daar altyd 'n geveg is oor die waarheid, 'n geveg wat dan uiteindelik verdeeldheid bring. As ons Christus gaan volg in sy bedieningswerk, wou hy nooit in gevegte betrokke raak oor die waarheid nie. Was daar altyd die gesindheid van nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsame liefde om iemand in die waarheid te begelei om uiteindelik in 'n ontmoeting met God te kom. Moenie beklei oor die waarheid nie. Moenie hare kloof oor dinge wat in die Bybel staan nie, maar jy kan groter skade doen deur in te storm en mense te probeer teregwys in plaas van om in die gesindheid van Christus op te tree. Broeders en susters, wie in die atmosfeer van liefde vir God en die naaste by die waarheid van die evangelie bly, groei saam met ander na Christus toe. Christus is immers die waarheid en liefde in persoon. Die liefde, broeders en susters, soos wat ons ook in lied 334 gesing het, is die atmosfeer, die omgewing, waarin die liggaam van Jesus Christus homself kan opbou. Liefde beteken dat ons onsself opoffer vir God en ander gelowiges, vir die koms van die koninkryk. So begin Paulus hierdie gedeelte, verdra mekaar in liefde. En sluit hy ook dit af in vers 16. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Broeders en susters, weer die vraag: watter inset lewer jy in die opbou van die eenheid van hierdie gemeente van Jesus Christus? Ons einddoel moet wees werklike eenheid in geloof en kennis, volgroei tot geestelike volwassenheid en volledig beheer deur Jesus Christus. Amen. Kom ons dank saam. Dankie Here, dat U wat opdrag gee om waardig die roeping te leef waartoe U ons geskep het, gevorm het, dat U ook vir ons die boumateriaal gee om waardig hierdie roeping te leef. Dat ons leefstyl sal pas by ons identiteit in Jesus Christus. En soos wat Isabel en Annelies beloof het, en ons ook saam met hulle herinner is, dat ons gawes moet gebruik, ywerig, gewillig, met oorgawe, tot opbou van U gemeente, tot uitbreiding van U koninkryk, dat ons dit met oorgawe sal doen. Ons gaan volgende Sondag nagmaal vier, waar ons in die tekens van die brood en wyn herinner word
wat dit vir u beteken het om vir ons tot 'n nuwe status te verhef. Maar waar ons ook saam aan die nagmaalstafel sit en deur die aangee van die brood en die wyn ook daarmee wys dat ons in 'n liggaam saamgebind is, dat ons 'n eenheid vorm, dat ons broers en susters is in Jesus Christus, dat ons dit ook sal uitleef in ons daaglikse lewe. Dat die wêreld in ons optrede teenoor mekaar sal raak sien, dat u ons Vader is, dat u in u liefde vir ons alles gegee het, onvoorwaardelik, en dat ons ook mekaar sal dra in liefde. Dankie dat ons ook vanoggend getuies kon wees van u verbondstrou, dat u ouers begelei het en ondersteun het en gedra het in hulle toerusting en opvoeding van hulle kinders, en dat u daar ook deur die leiding van u Gees en deur die waarheid van u woord hulle ondersteun het, en dat hierdie jonge susters ook tot daardie oortuiging kan kom, dat hulle hierdie verantwoordelikheid op hulle neem, om verder te groei in hulle verhouding met u. Seën hulle daarin, en dankie dat hulle ook daarin kan wys wat dit beteken, dat u ons verbondsgod is. Dankie Here dat u ons gemeente versorg, dat u ook deur u teenwoordigheid toesien dat hierdie kandelaar nog helder skyn, dat u broeders roep in die besondere dienste van predikant, ouderlinge en diakens. Gee dat ons ook hierdie dienste waartoe u ons geroep het met oorgawe sal uitvoer, omdat ons verantwoordelikheid aan u verskillig is. Lei ons deur u genade in hierdie dag, en dankie Here, dat ons in die skepping en die natuur kan sien, dat u sorg, dat u op u tyd en op u manier die sluise van die hemel open en ook 'n dorstige aarde voed. Ons bid dat u ook daar waar daar nog uitgesien word na hierdie versorging, dat u ook daar in u genade sal voorsien. Dat ons op u sal wag, want u gee op u tyd en op u manier die altyd die beste. Seën ook ons kinders in hierdie besondere tyd, wat besig is met eksamens, dat hulle ook met verantwoordelikheid hulle werk sal doen, en ook hierdie jaar met sukses sal bekroon. Seën ons in hierdie week wat ons ingaan in ons voorbereiding om nagmaal te vier, dat ons onsself sal ondersoek, en met vrymoedigheid sal kom aansit, om deel te wees van u liefdesgemeenskap. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes af te dra, en daarna sing ons saam Skrifbunding 12:2, die 5de vers.
Skrifrooming 12:2 vers 5 is deel van ons geloofsbelijdenis. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal saam 'n eenheid in hul Heer een liggaam is. 5de vers, Skrifrooming 12:2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen. Gemeente, ons gaan 'n kort gemeentevergadering hou met die oog op die verkiesing van ouderlinge en diakens. So ek vra dat die diakens solank vir ons al die briefies uitdeel aan al die belynde lidmate van die Gereformeerde Kerk Okania asseblief. Gertjie. Steek net die hand op as jy nog nie 'n stembriefie gekry het nie. Daar agter is nog. Wat kan ek ook sê? As jy die stembrief het, aan die linkerkant van die briefies, ouderlinge, stem vir 1, Gerrit Viljoen en Dries Kombi, so jy moet vir een van daai persone stem. Aan die regterkant, diakens, moet jy vir 2 stem, George Keen, Piet van Rooyen en Johan Brinkman. So 2 van hulle aan die regterkant, uit daai 3 name, en aan die linkerkant 1 van daai 2 name as ouderling. As jy klaar gestem het, kruisies getrek het, stuur my net weer na die kant toe, nou handig jy dit vir ons in.
Goed, ek kan maar die stembriefies inhandig. Hendrik. Tel gou daar is. Terwyl ons die stemme tel, het almal ingehandig, al die stembriefies. Dan gaan ek net die afkondigings doen. Die Bybelseries hierdie week, Amandelbloeisels, gaan steeds voort op Dinsdagoggende, 10:00. By Abendvrieden, daar is nie in die aand meer Bybelstudies nie, die katekisasie het ook afgesluit, die afsluiting sal volgende Sondag plaasvind, en dan onder belangrike datums, volgende Sondag is die nagmaalviering, en dan ook 12:00 die nagmaalete wat ons gewoonlik hou. So beplan maar so dat julle volgende Sondag die nagmaalete bywoon, so ook ons laaste vir die jaar wat voorlê, katekisasie afsluiting. En dan die 24ste November, broeders en susters, 'n verandering aan die aktiwiteite. Die 24ste November, die aand, gaan ons 'n gesamentlike kerssangdiens by die NG Kerk bywoon. Ons sinne, die gereformeerde kerksinne, sou die volgende Sondag, die 1 Desember gewees het, maar die kerk het besluit oor al die aktiwiteite wat plaasvind, want ons het nou die 17de het ons nagmaal. Die 23ste word ons dominee ontvang, die 24ste se intreepreek, so daar is soveel aktiwiteite, dat ons gevoel het, kom ons skakel in hierdie jaar, by die NG Kerk se kerssangdiens, die 24ste. So, ons het nie ons eie een hierdie jaar nie, maar saam met die NG Kerk, die 24ste dan. En dan, verjaardag hierdie week, die 11de November, Tini van Tonder, die 12de November, Ina Botha, en die 14de November Annetjie Boshoff. Isabel, ek kry vandag jou chocolate, want jy's nou 'n belydende lidmaat, jy kry nie meer. Ek is baie jammer. Nee, jy kan kom kry, Isabel. Jy trek ook die strip te ver, nee. Maxiel is nie hierso nie, so ek kan syne vat. Isabella en Annelies, baie geluk julle twee. Ons is baie dankbaar saam met julle en trots op julle, en mag julle met julle opgewondenheid en entoesiasme ook aansteeklik werk in die gemeente. Ons sien uit daarna om julle volle gewig in die gemeente te kry. En dan aan die ouers, baie geluk julle ook. Ons sien hier in God se sorg, en dan ou Isabella. Jy besef nie wat dit vir my beteken nie, broer en susters, want dis waar ek begin het met my bedieningswerk in Aranos. En toe was dit, jy nog nie daar nie gewees nie, Isabella. So, dankie dat ek dit vandag ook saam met jou beleef. En ons is jammer dat Hendrik nie hierdie groot voorreg ook kon beleef nie, maar hy weet wat aan die gang is. So, ons is baie dankbaar saam met julle. En die oumas ook, wat betrokke is, dankie vir julle insette as verbondsouers om deel te wees van hierdie opvoeding van die kinders. Ons is baie dankbaar teenoor julle. En dan onder wel en wee, Helena Brenkman, wat hartprobleme het en wat onder doktersbehandeling is op hierdie stadium. Jill Tron, sy gesondheid is maar nog baie wankelend op hierdie stadium. Sy het nou na huis sonder sorge toegetrek, so ek dink dit is ook 'n groot aanpassing vir haar en 'n groot uitdaging. So doen maar voorbidding vir haar asseblief. En dan Sakkie, ons is ook dankbaar, Sakkie is deur 'n slang gepik. Ons is dankbaar dat dit nie ernstige gevolge gehad in Sakkie. Baie sterkte ook daarmee. En dan met meelewing, Jaap Fourie, wat die afgelope week oorlede is. Sy troostdiens is eerskomende Vrydag 10:00 hier uit ons kerkgebou. So ons vra ook maar
meelewing en ondersteuning vir Ria op hierdie besondere stadium. Dus kan ek vra dat julle net so, Gertjie, kan julle net so oomblikie stil wees, ons net terwille van meelewing met Hendrik, kom ons terwille van meelewing met Rialle, kom ons buig die hoofde in 'n paar oomblikke asseblief. Baie dankie. Ekskuus julle hoor. En dan ten opsigte van ons predikant, dink ek het u al die meeste nuus gehoor. Sy werkspermit is goedgekeur en die trekkery gaan, as alles mooi loop, word die trek die 18de November gelaai. So hulle behoort hier by die 19e, 20ste behoort hulle hier te wees. En dan, soos wat ons alreeds afgekondig het, die 23ste, die Saterdag aand 6uur, is die bevestiging, die amptelike dokumente en die goeders wat plaasvind. Hy word deur sy pa, wat ook 'n predikant is, Dominee Dirk van Sant, word hy bevestig, en dan die Sondag die 24ste die oggend is sy intreepreek. So ons vra ook vir u voorbereiding, dat al die prosesse en die trekkery en aanpassings, dat dit ook alles goed sal afloop. Ek dink dit is al die afkondigings. Hoe ver is julle in die Riekies afdeling? Is daar nie 'n psalm wat ons kan sing nie? Is daar iets, enige? Kan ons maar weer lied 334 sing? Asseblief, het jy hom daar, Zander? Dankie julle. Verkies tot ouderling, broeder Gerrit Viljoen, en tot diakens, George Keen en Piet van der Rooij. Piet en George, baie sterkte, ook met hierdie oorweging, en dan ook Gerrit as ouderling, en dat ons ook vir hulle voorbidding doen, in die oorweging van hierdie roeping. Is allemaal rustig dat ons dit reg afgehandel het, dat dit reg so is? Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here, dat u sorg vir u gemeente, en dat u broeders aanwys om ook diensbaar te wees, om ons toe te rus in hierdie groeiproses, om hierdie eenheid in Christus voluit te kan ervaar. Lei ons verder deur hierdie dag, en het besonder hierdie broeders wat u geroep het, dat hulle deur u Gees gelei sal word, om te hoor wat u vir hulle sê. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Stormburgers, daar's koffie en tee.